90.5. Want het is 'n vakansiedag en mense wil ons nou nie travel nie. Nee, ek grap. 'n Speech van Pletsen. Hoe gaan dit, meneer? Hallo? Gaan dit goed? Dit gaan baie goed, dankie, en met jou? Nee, weet jy, nee, nou dat ek en jy kan chat, gaan dit baie beter. Welkom op Alt Focus, waar ons fokus op die alternatiewe musiek in Afrikaans. I love it. So vanaand praat ons oor jou se nuwe album om lig te maak. 4de album. Well done, ook 'n week al uit vandag. Happy 1 week anniversary. Yes, dankie. Babies out into the world. Into the groot world. Exactly. Dis een ding wat ons in common het. Ons albei verstaan grootness. Ons verstaan die grootness. En jy moet hom sê soos wat jy maar dit sê, die grootness. So ek weet gewoonlik nou met prating en al daai lekker dinge is jy nie een wat die vrae vra, maar ek het gevoel vanaand gaan ek maar daai rol oorvat in ons gesprekke, maar jy's meer as welkom vir my ook 'n vraag te vra. Ek weet net nie of ek behoorlik gaan antwoord nie, hoor. Okay, awesome. So kom ons skop 'n bietjie af oor hierdie album. Baie anderste as die vorige 3 albums. Akoesties, sonder enige elektroniese elemente. Nou, julle het al voorheen gesê dit was baie organies wat daai shift gebeur het, maar wat was die inspirasie om daai shift te maak? Kyk, ek dink dit was eers soos 'n conscious besluit van ons kant af, wat ons eendag gesit het en gesê het, hey, kom ons maak 'n acoustic album nie. Ek dink ons het maar net begin op 'n punt en getrek aan 'n thread en maybe kom maar 1 song uit, maybe 2 of 3 of 'n EP. In hierdie geval was dit toe 13 songs. Ek dink ons het die proses so baie geniet en dit het ons op ons tone gehou as kunstenaars. Dis iets buite die gemaksone. Yes. Dis iets wat gevoel het soos groei en it just felt like the right time om 'n bietjie lig te maak. So we marked some lig. Jy maak some lig daarso. Ek love it, maar dit is baie keer veral wanneer jy al klaar so 'n kenmerkende klank het en ook nie een wat baie gedoen word veral in die Afrikaanse industrie nie. Hoe het julle dit reg gekry? Soos was dit bietjie uitdaging vir julle om seker te maak in die akoestiese feel was dit nog 'n kenmerkende van Pletsen klank? Kyk, is definitief uitdagend en ek dink enige worthwhile projek moet 'n level van challenge en uitdaging hê. Die songs is nog steeds at its core en at its essence van Pletsen. Dis net die klere waar, kom ons sê, voorheen het 'n tie-dye klere aangetree, het dit nou 'n bietjie van 'n suit aan. Okay. Pletsen was altyd die musiek wat jy luister op pad uit na die Joel toe. En ek voel soos hierdie album kan jy al eerste ding in die oggend opsit and you can lag with it, you can huil with it, jy kan saam sing, jy kan introspective raak en diep gaan. Dis kind of soos 'n soundtrack vir mens se menswees. Ek love dit. Jy kan dit saam met jou vat in jou lewe, soos een van die tracks is Maandag, so jy kan Maandag op 'n Maandag speel en sommer net met 'n bang begin. Exactly. Maandag is juist hoe dit voel wanneer 'n week weer begin. Ek dink Maandag was juist op 'n Sondag geskryf gedurende wat hulle noem die Sunday Scaries. En dan is Maandag, hier gaan ons weer, maar dit is ook so half soos 'n positive anthem, vir gaan ons weer, maar dit is ook acknowledging. Bly jy's hierso tipe van ding, ja. Yes, exactly. Ek love it. Ek hou nog van dat jy gepraat het oor kleur, want 'n lig is so 'n amazing gevoel en ook 'n amazing soos simbool, maar as jou of julle album nou 'n kleur moes gehad het, soos watter kleur sou dit gewees het? Wat sien jy as jy nou daai album, daai beautiful album art sien? Wat sien jy om hom, die aura? Ek weet nie hoekom, maar ek sien oranje. Aura vir my. Wat sê jy, oranje? Ek sê oranje. I don't know why. Ek wil net sê die aura vir my is die tyd, of dit nou sunrise of sunset is, want let's be honest, that is the same thing. Ja. As jy regtig daaraan dink, sunrise en sunset, dis net dit set hier en dit rise daar, so it's the exact same thing. Dit is maar net hang af waar jy is. So vir my is dit sunrise/sunset. Yes. En dis daai kleur wanneer dit so stil is
en dit project net so teen die lig en dit voel of jy dan lig kan sien en is daai oranje, amper diep pinkerige oranje. Beautiful. That's the aura. Right there. Dit sien jy weer eens, dit wat jy gedroom en gedink het kom deur, want sonder dat ons enigstens iets beplan het ek klaar daai gevoel gehad van die album en dit is, julle het soveel laag vir die betekenis van lig gegee, van letterlik om lig te voel, om iemand in 'n mooi lig te sien, om positiwiteit te laat skyn. Was daar iewerste vir jou al ooit 'n betekenis in 'n sekere liedjie of 'n liedjie in hierdie album wat daardie positiwiteit en daai lig vir jou bietjie die donker tonnel helderder gemaak het? Nee, beslis. Ek dink hierdie proses was vir ons in 'n manier baie cathartic en positief in finding the light en om lig te maak. Ek dink Van Pletsen het voorheen lig gemaak met humor en satire en making people laugh en dis nog altyd ons MO is om lig te maak. Now we just doing it in a slightly ander manier. Vir my, sou ek sê die 3 songs off the top of my head wat baie special plek op die oomblik vir my hou, is Beerdkrag, wat op die album is dit saam met Emma B, want is 10 jaar later, na die een wat jy gespeel het met Bouwer Bosch. Die ander een is Ek kyk na jou met Spoegwolf, wat vir my net 'n great sort of hande vashou is tussen 2 groepe van aparte sort of plekke of nie teenoorgestelde plekke in 'n manier. Nou nie heeltemal nie, maar jy weet wat ek bedoel. I get the feeling, ja. En dan die laaste song op die album om net Maak Lig is vir my lyrically en musically amper soos die themes, die gevoel en die tema en die mission statement van die album word vasgevang op daai snit. Dis hoekom jy hom heel laaste gesit het op die album, want jy wag, ons moet deur al die journeys gaan en dan is die golden oomblik is Maak Lig. Maar gepraat nog ons van die liedjies, dit was my baie refreshing op 'n manier om van julle musiek wat julle al voorheen vrygestel het, soos letterlik van 'n Jy bly stil na Dronk op liefde, Moed tot Amerika, daai tipe van ding, het julle akoestiese weergawe van julle vorige musiek op hierdie album gesit met so 'n paar wat ons nou nie is, soos wat jy sê, Spoegwolf, Maak Lig en so. Hoe het julle deur die proses of elimination gegaan om te kies nou wat verdien daai akoestiese feel op die album? Dis 'n goeie vraag. Ek dink ons het klomp songs oorweeg. Toe dog ons Jy bly stil, dis een van ons heel grootste songs, and it's not an obvious choice, want it's 'n electronic dance banger van 'n song, dis ons so, but that's why we should do it. Dis hoekom ons dit moet probeer doen. Dronk op liefde was 'n meer, hierdie is gemaak, dit voel amper asof Dronk op liefde nou leef in sy gemaklikste vorm. Yes, it's beautiful, I love it. Dankie, so dit voel of die songs baie nader aan hulle ware essence is. Waar jy moet ook verstaan, toe ons Dronk op liefde geskryf het, was dit vir ons ook nog nie. Nou ken ons daai song al intimately, and I've sang it live probably over 1,000 times, en ek het nou saam met dit geleef vir 6 jaar, so as jy dit nou weer opneem, en is net stem en gitaar, dan is dit 'n baie close en nader gevoel, want jy's bekend met die song, dis soos, daar's 'n sort of more depth, en ek dink ons het maar net gevoel, soos kom ons draai hierdie 6 of 7, en dit was, we let the chips fall how they wanted to fall. Kan ek vir jou sê, die ene wat vir my the most vivid prentjie geskets het, was toe julle vir oom Kurt ingebring het met Moed tot Amerika, hoor. Dit was rarig, ek sê nog soos van, en hy het gedroom om so met oom Kurt, en mens met oom Kurt, en laat ek net vir jou sê, dit het rarig net soos wat julle sê, and I think it's also die interaction met die mense wat na die musiek geluister het en na die shows gekom het, baie well done in terme van om wat hulle of hoe hulle die songs interpreteer in die akoestiese weergawe in te sit. Dankie, dit beteken regtig baie, en ek dink die cool ding van Moed tot Amerika, dis ook vir my 'n beter weergawe as die oorspronklike, want dit voel
soos childlike imagination. Ja. Van hier sit jy en jy droom iewers Yes, in ja. 'n skoolbank in die laerskool, and then it feels like also that realization van mense droom, die oomblik wanneer 'n Kurt inkom. Ja. It's almost like, is this a dream? Hy groot Or seun hier did is my ons dream nou, come ja. true? En en ook vir my om 'n album te hê waar Van Pletsen, Spoegwolf en Kurt Darren op dieselfde album is letterlik soos die driehoek van Afrikaans wat saamgekom het om hande vas te hou, and jy weet, almal was equally excited, so dis vir my 'n baie special sort of Ja. samekoms, ja. En dis nie die enigste collabs nie. Julle het vir Jack Barrow teruggenooi, Droom Syndroom bygekry. MAB wat jy nou gesê het 'n paar liedjies saam gesing. Ons gaan nou praat oor MAB en ook meer van hierdie musiek, meer collabs en studio tyd. Maar ons moet eers, ek wil graag Hartedief speel nou op hierdie oomblik. As jy Hartedief saam met MAB moet opsom in soos 3 woorde wat iemand nou as hulle vir die eerste keer nou hoor op moet fokus vir die gevoel, wat sal dit vir jou wees? Jo, 3 woorde toe beskryf die gevoel. Ja. Groot task vir jou nou. Ja. Dit is definitief, ek moet nou die 3 woorde mooi kies. Daar's nostalgiese Okay. nostalgia, Okay. nostalgie. Ja. Ons dink hard hieroor, hoor. Ons gaan hom baie waardeer. Kyk, ek kan dit maklik opsom in 'n sin of 2, maar 3 woorde voel belangrik. Dit is die ding, want dit is makliker gedoen as gesê in die sinne, maar baie kere jy het net tyd vir 3 points. Nostalgies, melankolies Love it. en liefdevol. Beter as dit kan ek dit letterlik nie opsom nie, want ek het dit letterlik nie gesing nie. Saam met my, Venita en Peach van Pletsen van Pletsen vanaand oor hulle nuwe album om lig te maak. Nou, ons het 'n bietjie gepraat oor, en ek het van lig af ook vir hom gesê, dis baie refreshing en lekker om soos hierdie gevoel te kry, want ek het groot geword met Van Pletsen in universiteit. Nou is ek groot en nou het Van Pletsen ook groot geword. Soos wat ek dit sê, is hierdie man besig om 'n lekker sonbril aan te sit. Daar sy. Hier kom die vibes deur. Hoor jy, as jy wil sien hoe hierdie man lyk en hoe cool hy is, gaan jy die YouTube video moet kyk wat ons gaan post bietjie later daarvan. Daar's jy ook. Ek is ook hierso. In die refleksie van die bril. Anyway, sorry. Ek sien dit. Ek het hierdie bril gesien, toe sit soos dis net, ek moet dit aansit. No, I love the aesthetic en ek love hoe jy besluit het om dit te doen terwyl ek praat van hoe mature ons geword het. Ja, skielik, I couldn't have picked a worse moment. No, it's the perfect moment, want al is ons mature, we're still fun. En dis presies die album. You never lose the kind inside of you. Nooit nie. Ek wil graag 'n bietjie praat in terme van die groei. So, iets wat ek nogals nuuskierig is oor. Soos wat ek vir jou gesê het, Van Pletsen is very much known to headline every single konsert van 'n lentedag. Nou, julle is by Melkfest hierdie naweek. Ek het FOMO, oh my goodness. Stuur maar my foto's. Maar al daai goeders, main stage electronic vibes. Maar hierdie is nou 'n hele ander tipe van vibe met 'n hele ander tipe vereiste vir 'n verhoog. Gaan hierdie 'n nuwe set wees wat julle inwerk? Gaan hierdie net bly op streaming en dan gaan ons net die Van Pletsen electronics hoor op 'n stage of what's gonna happen? Ja, dis 'n goeie vraag. So, hierdie is baie meer, dit's vir nou bly dit op streaming en op vinyl. Okay. Maybe sal daar 1 of 2 songs inglip as die geleentheid of die venue of die fees reg is. Dan en maybe doen ook iets saam met Emma of where we just take it right down for a song or 2 en dan gaan ons terug na die meer upbeat party vibes. Ek dink for now by festivals en club shows en so, it's still the electronic Van Pletsen, en dan wat ons wil doen is om at some point om lig te maak van die begin tot die einde deur te speel, maar maybe met soos 'n teatertoer dalk by Atterbury Theatre of iets, en dan kan mense kom sit vir 'n uur en 'n half of 2 ure, en ek sal ook bietjie tussendeur I'll do some prating, and we can do some luistering and some leefing, and maybe Nax will even do some thinking. Hoorie,
nie te hard nie, né? Maar ek love dit, want weer eens, soos die WhatsApp lyn wat ek het vir jou sê, is besig om, it's blowing up op hierdie oomblik. Annelie het vir my 'n boodskap gestuur. Hoor jy? Dis die lelikste boodskap nou daar is nie een om vir ek kan nie. Vian sê hy's mal oor die vibes, is super awesome. Annelie, en dan ek vir jou sê, Annelie is iemand wat of vir my gesê het op WhatsApp, sy het in die ouer generasies groot geword, en sy sê, letterlik hierso, ek moet sê, ek hou nogal van sy musiek. So as jy 'n approval kry van Annelie af hier op Weeks of Vibes, dan weet jy's besig om al die gehore te tikkel, hoor. Baie dankie Annelie en maats, ons waardeer julle ook, en ons is dankbaar dat julle luister. Ek is dankbaar dat jy is vanaand. Ek wil graag by jou weet, soos wat ons nou sê, akoestiese weergawe van songs wat ons al ken, 3 songs wat lekker net vars is, Wag tot môre, ek kyk na jou en Maak lig. Is daar een van hulle wat maybe die electronic van Plets and Flair sal kry? Dis ook nog 'n goeie vraag. So, dankie. Die funny ding is, die crazy ding is, Maak lig. Ek het al klaar begin rondspeel met 'n elektroniese weergawe van my regtig soos French disco. Nice. Goodness, dit is een van die most magical upbeat songs wat ons al ooit gemaak het in daai vorm, maar ek kan dit nog nie vrystel nie, die album is nog te jong, mense moet nog met dit leef vir 'n paar maande en dan sal daai sin maak as dit uitkom, maar dis een van my favorite goed, die sort of electronified weergawe van Maak lig, en dit werk. Okay. Dis die malste ding. Okay, weet jy wat, ons maak 'n deal, né? Ons gee hierdie album, wat nou al 'n week uit is, tyd om te mature, net soos wat ons het, op 'n manier. Jy kry nog daai Beerdkrag en MAB music video uit, jy kry nog die Koor Darren music video uit, en dan, wanneer jy gereed is vir Maak lig, kom jy terug Alt Focus toe, and we do a thing here. You've got a deal. Dankie. Ek wil net vir jou sê, een ding wat ek wel ook gesien het, of waaroor jy gepraat het, is, ek kyk na jou saam met Spoegwolf, 2020 in the making, en soveel, jy het nog gesê, dit het nog as 'n rukkie gevat vir hierdie liedjie om, pun intended, die lig te sien, maar is daar enigstens 'n change in die liedjie in terme van wat dit daardie tyd vir jou beteken het, teenoor wat dit nou vir jou beteken? Beslis, dit is my letterlik soos daai 3 minute is soos time traveling, want in daai 3 minute is vasgevang 5 jaar se lewe en groei en verandering. Ek meen, die 2 ouens wat daai song begin het, ek en Dani, dit was like peak COVID, it was a weird tyd vir ons albei, en baie van sy stem, sy chorus opname is van 5 jaar gelede, die elektriese gitaar is 5 jaar gelede, van my vocals is 2 jaar gelede, die bass is laas jaar, so dit is letterlik soos verskillende weergawes van onsself in tyd, vasgevang in iets wat nou geluister kan word, so dis baie special, dis amper soos 'n audio diary of emotions, so jy kan jouself voel van daai tyd, amper asof daai persoon collab met wie jy nou is, en dis een van die mystical, majestic, mooi goed wat net musiek kan doen. En dan het julle ook nog soos 'n majestic music video ook uitgebring. Julle het gesê dit geïnspireer deur Wings of Desire en die konsep soos van die engel of so. Maar voel jy ook op 'n manier dat Van Pletsen se musiek soos 'n engel is wat by mense staan? Ek voel dis ja. It's a baie beautiful image, and I mean I am happy to take that as dit is hoe dit mense laat voel, en dit maak my hart baie warm en bly. Ek dink Anna Verloren van Tomaat wat die music video gedirect het, ek het die song vir haar gestuur, en sy het dadelik gesê, hierdie is hoe dit my laat voel, en ek meen, as al ooit 'n simbool is vir lig, is dit sekerlik 'n engel, embodied is seker embodied lig. So, die feit dat sy hierdie figure gehad het, wat kyk hoe mense blom en leef en hulle in hulle happy moments, maar ook in hulle sort of most
worst and saddest moments net observe Ja. was vir my soos net 'n female kon dit gedirect het want ek voel soos it Ja. had to have that feminine gaze and touch Ja. en hoe dit ge-execute was. Anders is dit soos hoorie, hoekom kyk hierdie klomp dudes vir die couple wat kry, dis like wat Ja. maar sy het dit so mooi geskied en beplan dat she was exactly the right person to take that song into the visual realm. Is ook net 'n vrou wat sal kry dat 'n man in die middel van 'n swembad staan. Ek hoop nie was in die middel van winter afgeneem nie, because that would have been torture, but also 'n bietjie van payback van vrouens se kant af. Dit was, Ja. weet jy wat ek maal? Dit was so 6:00 die oggend. Hier is ons by die swembad. Ons klomp is in pikswart lang coats. Ja. Almal anders by die swembad en kyk vir ons. Okay, Dis die Matrix. Kom ons al. weirdos. En die twee wat in die swembad was, want ons het so vroeg gegaan dat dit stil is en dat die lug reg is. Hulle het koud gekry. Oops. It's for the love of creativity. Wat kan 'n mens sê? En ons het warm gekry. So we were on both extremes. We suffered the heat and the cold. The things we do for our crafts. Peach, baie dankie dat jy vanaand hier kom chill het saam met my, dat jy die vibe gebring het vir Alt Focus. Ek soos ek vir gesê het, julle is op stage hierdie Saterdag Melkfest. Daar's internasionale toere. Ons kan alles sien by Funplets en oral op social media. Maar prating, seisoen 4. Enige hints vir gaste wat jy gaan nooi? i.e. ek's beskikbaar. Jo. Putting it out there. I love it. Kyk, prating seisoen 4. Prating is altyd 'n groot undertaking. Dis so half soos ek moet at least 5 weke clear en I gotta commit and like go all in. Dit vat letterlik elke fiber van jou. Otherwise it's just the way it is. So ek het al 'n paar droomgaste that I've been waiting for and hoping en so there's a couple of name and things in the air. Maar totdat dit confirmed is, pen op papier. I don't want to jinx it by saying who, maar ek sien baie uit vir seisoen 4 en ek hoop en glo die mense gaan dit geniet, even though it doesn't even bestaan yet. Ag, jy het my convince. Ek sal reply op jou e-mail en sê ek sal kom praat. Chill net. Dankie. Yes, ek so bly jy die hint gevat. Ag, jy verstaan. Ek is regtig humble in my craft, so ek verstaan presies wat jy bedoel. We got to be humble in our craft and we got to suffer. Vanaand gaan ons nie suffer nie, though. Vanaand gaan ons uitspeel met baie mooi musiek en ek kan nie aan 'n beter trek dink om vanaand en ook ons lekker publieke vakansiedag af te eindig hier op Groot FM 90.5 nie. Ek speel uit met Ek kyk na jou saam met Spoegwolf. Nou gaan jy nie vra vir die 3 woorde nie, want ek voel jy het hom baie mooi verduidelik. Ek gaan wel vir jou vra, as daar enigiemand is wat luister, nuwe luisteraars, ou luisteraars of enige iemand wat wil sê, ja, ek soek die confidence, the speech en soos die hele van Pletsin om my droom na te strewe. Wat is daai advies wat jy wil gee vanaand? Jo, eindiging met 'n groot en goeie vraag. Dankie. Ek dink eerlikwaar in 'n wêreld en tyd wat ons so exposed is met social media aan alles wat aangaan in die wêreld. Almal weet exactly wat se trend gaan aan, wat is trendy, what is popular. It makes it very hard om mense eie authenticity te vind en te embrace. Dit mask dit amper. En ek dink ultimately as mens authentic is in jou authenticity, honor en amper celebrate and you just put it out there, that resonate with mense because they feel like it's real, it's honest, it's sincere, it's relatable, or it's not relatable. It doesn't have to be. Dis net, at least you know you're working with something real. Waar baie mense is tempted baie keer to follow hierdie trend of daai ding of hierdie sound of hierdie ding, but just don't go to the buitekant, go to the binnekant, find what's in there and deal that with the wêreld. Beter as dit kan ek nie sê nie. Ek moet wel sê,
laas jaar in 2024 was die woord van die jaar authenticity and you just proved why it's so important. Weer eens vreeslik baie dankie. Weekstaal Vibes wat die show is en ook Alt Focus wat die show binne die show is altyd se deur is altyd oop vir jou en whenever jy nuwe musiekie wil kom uit het, jy's meer as welkom dit te doen, okay? Amazing, baie dankie. Ek gaan definitief terugkom. Love it. Van Pletser en Spoegwolf met, ek kyk na jou.